Goeiedag vriende, welkom by dag 3 van ons oordenkings. God se Gees wat saam met ons gees getuig. In die Bybel werk God se Gees op verskeie maniere. Ek wil vir die gedagte staan hoe die werking van God se Gees ingryp in 'n bepaalde uitsigloosheid of 'n negatiewe situasie of omstandighede. Hoe God uit 'n negatiewe situasie, 'n hopelose situasie, mense se omstandighede kan verander. Ons lees dit in Romeine. Paulus skryf 'n brief aan die gelowiges in Rome. Rome se tydgees was baie maar dieselfde soos die tydgees wat ek en jy vandag beleef. Dit was gekenmerk deur hooploosheid, moedeloosheid, want die keiser, die regerder, het nie sy beloftes nagekom nie. Hy het beloof daar sal vrede wees, voorspoed en rykdom. Rome was gedompel in armoede en swaar kry en uitbuiting, en so kan ons aangaan. En ook vervolging van die Christelike geloof. En dit is dan nou in so 'n tyd dat Paulus 'n brief skryf aan die gemeente. God se Gees getuig saam met ons gees. Dat ons gees is nie slawe van die keiser, of dat ons gees nie uitgelewer word aan 'n publieke mening nie. Maar ons gees getuig, ons is kinders van God. Want kinders van God tree op soos koninkrykskinders. Kinders van God tree op soos Jesus. Jesus het sy lewe in diens van God gestel. En daarom stel ons ook ons lewens in diens van God. Sodat ons God vereer en kan heilig deur ons lewenswandel. God se Gees wat saam met ons gees getuig, beweeg ons om reg en geregtigheid na te streef, vrede na te leef, nood te verlig, hoop te bring aan mense, geloof te bring. So verander God hooplose situasies in hoopvolle situasies. Kom ek bid saam met jou. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Amen.